Bless the Lord, my soul, and bless God's holy name. Bless the Lord, my soul, who leads me into life. Bless the Lord, my soul, and bless God's holy name. Bless the Lord, my soul, who leads me into life. Bless the Lord, my soul, and bless God's holy name. Bless the Lord, my soul, who leads me into life. Hallo daar. Vandag wil ek vir jou vra, hoe lyk jou hart? Dis dalk 'n moeilike vraag, want party van ons gaan sê hy's rooi en hy klop, en party van ons gaan sê maar dit het met my emosies te doen. As ons nie lekkere antwoord het oor presies wat is my hart nie. Ons gesels vandag uit die Saligsprekinge uit oor die gedeelte wat sê om rein van hart te wees. Ons dink baie keer aan ons harte as 'n plek van emosie. Ons sal vir iemand sê ons het 'n hartsgeheim, of iemand het 'n gebroke hart, of dat ons iemand liefhet uit die diepte van ons hart. Maar as Jesus hier in Matteus 5 praat oor die rein hart, dan het hy so 'n bietjie 'n ander konteks van hoe hulle gedink het wat die hart beteken. Vir die antieke mens was die hart sy hele bestaan is in die hart saamgevat. So die hart was iets soos 'n stuurkajuit, soos 'n beheertoring. Mense emosies, jou gedagtes, jou planne, jou doelwitte, jou voornemens, jou wil en selfs jou geloof het uit die hart uitgekom. En daarom kry ons tekste soos Spreuke 4 vers 23 wat sê: wees veral versigtig wat in jou hart omgaan, want dit bepaal jou hele lewe. Volgens die mense in Jesus se tyd was jou hart amper soos 'n werf waarop 'n klomp treintrokke geskuif word. Sommige van hierdie treintrokke is leeg, party is stikkend, party is laat, party moet gehak word, ander moet weggestoot word, maar daar is 'n hele beweging van goed wat moet gebeur sodat die trein op die ou end kan ry. En net so het hulle gereken is die hart daardie werf waar al hierdie goed rondgeskuif word, waar elkeen op sy regte spoor geplaas moet word. Nou, net soos wat trokke partykeer verkeerdelik gehak word, of in die verkeerde volgorde gehak word, of op verkeerde plekke ry, so sê hulle gesit ook met jou hart. Partykeer is daar verkeerde goed wat gebeur, daar's partykeer bose planne, onrein gedagtes, idees wat jy nie weet waar dit nou vandaan kom nie. Aan die een kant dalk slegte motiewe, duistere planne, kwaad, goed wat ons in ons hart wil sê, wat ons nooit hardop sal sê nie, maar wat baie keer in ons harte leef. En dan het hulle gesê, maar dit het te doen met die toestand van jou hart. Een teks wat ons so goed ken, is Matteus 15 vers 18 en 19 wat sê: maar wat by die mond uitkom, kom uit die hart. En dit is die dinge wat 'n mens onrein maak. Uit die hart kom slegte gedagtes, moord, oorspel, onkuisheid, diefstal, vals getuienis en kwaadpratery. Of Lukas 6: die goeie mens bring die goeie tevoorskyn uit die oorvloed goeie dinge in sy hart. En die slegte mens, die slegte tevoorskyn uit die oorvloed slegte dinge. Waar die hart van vol is, loop die mond van oor. Kom ons gesels bietjie vandag oor ons hart. Kom ons gesels bietjie oor waar begin ek as iets in hierdie hart van my, as my hart nie rein is nie. As ek
'n vrugteboom het en die appels aan hierdie boom is nie lekker nie. Dis meelerig en dis net nie lekker om te eet nie. Waar begin ek om hierdie boom te verander? Gaan dit help as ek die appels behandel? As ek ander stof op die appels spuit? As ek probeer om hierdie appels anders te maak? Waarskynlik nie. Waarskynlik gaan ek moet begin by die wortels. Ek gaan ander bemesting moet gebruik, ek gaan ander produkte spuit, ek gaan die grond bietjie verander, ek gaan iets anders doen, sodat van die wortels af, hierdie boom anders kan wees, sodat dit anders in sy vrugte kan wees. As ons vandag die vraag antwoord oor 'n rein hart, en dinge in my hart is nie rein nie, is nie reg nie, dan is dit nie dade wat ek net kan besluit, ek gaan van nou af hierdie goed anders doen nie. Dit gaan dalk hou vir 'n dag of 2, maar as ek nie gaan begin by die wortel van die probleem nie, daar by die hart nie, dan gaan hierdie verandering net nie kan werk nie, kan aanhou nie. Ons moet begin by dit wat, daar waar die kern van die probleem is. En daarom het die antieke mens gesê, die hart, dis die kern, dis waar ons moet begin. Nou, hoe kry ek my hart weer rein? Wat maak ek om dinge anders te doen? En dis waar die saligsprekinge weer inkom. Ons lees van geseënd is die wat 'n rein hart het, want hulle sal God sien. Amper iets van, maak eers die hart skoon, en dan sal jy God sien. Dan sal jy God sien vir wie hy werklik is. Dan sal hierdie gewoontes ook regkom. Hoe kry ons iemand met 'n rein hart? As ons na Matteus 5 kyk, kry ons dit in hierdie gedeelte eintlik so mooi uiteengesit. Ons het dit gister ook saam met mekaar gelees, maar jy kan gerus weer die gedeelte in Matteus 5 gaan lees. Die gedeelte begin en dan sê hy, maar ons moet ons geestelike armoede bely. Ons moet weet hoe afhanklik ons van God is. Daai rein hart begin as ons weet, ons is van alles van God afhanklik. Dis nie net 'n sousie wat ek bo-oor gooi nie. Dis iets wat ek nie verdien nie en ek kry dit uit God se genade. Die tweede ding sê vers 4 is dat ek, en daaroor het ons gister gepraat, ook moet treur. Dat ek moet hartseer wees oor die wêreld se sonde, maar ook myne. En dan kom die volgende vers en hy praat van sagmoedigheid. Ek en jy wat weet hoe dit voel om vergewe te word. Dat ons 'n sagte hart sal hê, dat ons sagmoedig sal wees en ook hulle vergewe wat teen ons oortree, sê die Onse Vader gebed. Dan lees ons iets van die honger na God, om nog nader aan God te beweeg. Dit is asof hierdie so nader en nader en nader aan die bekende lied, ek wil meer en meer en meer soos Jesus wees. As ek dit alles gedoen het, dan beleef ek vreugde in my hart, 'n heilige vreugde, omdat God besig is met my en omdat hy ook my hart kom verander. En dan sê die teks, dan sal jy 'n rein hart hê, nie volmaak nie, dalk nie verrot nie perfek nie, maar 'n rein hart is 'n hart wat vir God soek in homself, maar ook in ander mense, en hom dan daar kry, want ons weet waar om te soek. Hoe begin ons om ons hart te reinig voor God? In hierdie groot lydingsweek is ons besig om nader en nader aan die kruisgebede te beweeg. Een van die gedeeltes wat vir my kosbaar is 'n skuldbelydenis wat van Dawid afkom. Dawid wat vir Batseba oogies gemaak het en toe 'n plan gemaak het om haar man uit die pad uit te kry, om homself te vermoor. Dan kom Nathan by Dawid en hy vertel vir hom van hierdie ou wat 'n klomp skape het. En hy's ryk en dit gaan met hom goed. En dan vertel hy vir hom, maar hierdie ou wat die baie het, gaan vat een man wat net een skaap het, sy skaap ook. En dan's Dawid woede daaroor. Hoe kan dit gebeur? En dan moet Nathan vir hom sê, maar jy's die een. Jy's die een wat 'n ander man se vrou gevat het, terwyl jy klomp ander vroue het. En as Dawid besef wat hy werklik gedoen het, dan lees ons die volgende gebed, skuldbelydenis, hierdie hart skoon maak voor God in Psalm 51. Hy skryf onder die opskrif, neem tog my sonde weg. Wees my genadig, o God, in die troue liefde.
wis my oortredings uit in u groot barmhartigheid. Was my skoon van my skuld, reinig my van sonde. Ja, my oortredings ken ek, en van my sonde bly ek altyd bewus. Teen u alleen het ek gesondig. Ek het gedoen wat verkeerd is in u oë. Die uitspraak is dus reg en die oordeel regverdig. Ek was al skuldig toe ek gebore is, met sonde belaaid toe my moeder swanger geword het. Maar u verwag opregtheid, waar? Diep in 'n mens se hart. Laat ek dan diep in my binneste weet hoe u wil dat ek moet lewe. Neem tog my sonde weg, dat ek rein kan wees. Was my dat ek witter as sneeu kan wees. Laat my weer blydskap en vreugde belewe. U het my verbrysel, laat my weer jubel. Moet tog nie agslaan op my sondes nie. Was al my skuld uit. Skep vir my 'n rein hart, o God. Vernuwe my gees en maak my standvastig. Moet my tog nie van u af wegdryf en die Heilige Gees van my af wegneem nie. Laat my weer die blydskap ervaar van iemand wat deur u verlos is. Laat my weer u met toewyding dien. Dan sal ek oortreders leer wat u van 'n mens verwag, dat die sondaars hulle tot u sal bekeer. Red my van ondergang, o God, my redder, dat ek kan jubel oor u verlossingsdaad. Here, gee my woorde om u lof te verkondig. En dan vers 18, 'n offer vra u nie, anders sou ek dit bring. 'n Brandoffer wil u nie hê nie. Die offer wat u wil hê, o God, is vir ootmoediging. U sal 'n hart vol ootmoed en berou nie gering ag nie, o God. Mag ons vandag ons harte kom oopmaak, sonder maskers, net tussen ons en die Here, daardie pad wat ons eintlik nie eens bereid is om met ander mense te stap nie. Mag jy jou hart kom oopmaak en mag jy saam met die volgende lied sê, Here, ek kom gee alles. I surrender. Ek kom gee my hart, ek kom maak dit oop. Here, en ek vra dat u vir my 'n rein hart sal skep, as ek so daar aan die voet van die kruis, by my Here Jesus aan die kruis kom kniel. Seën vir jou. As long as I live, for you